Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons ken Psalm 68 goed. Ons sing daar die eerste vers wat iets vertel van die ontsag wat ons betoon vir God, omdat hy God is. Die Heer sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Wat daarop volg, en ek dink vandag se gedeelte wat ons gaan lees, werk met ons arrogansie, die mense trots, en dit breek dit totaal af. Maar kom ons loof die Here met hierdie woorde, vers 1, Psalm 68. Die Heer sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. As die olie en nag verskyn, sal soos rook en damp verdwyn, hier stormwind voortgedrewe, soos was wat snel voortkomt en vuur, en almal voor Gods glans geen uur, wat goddeloos lewe. Gesang 69, vers 3, is ons skuldbelydenislied na die wet. Vers 4, sing ons na die geloofsbelydenis. Kom ons toets ons harte, ons gedagtes, ons optrede, ons sonde aan dit wat die Here sê in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Want die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam eintlik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Leef niet met my sondelas, hou ek die verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld gedra. U gestaan tot heilsfontein, was my heiland, maak my rein. Kyk weer na die laaste woorde wat U gesing het. Was my heiland, maak my rein. Die Here gee dit aan elkeen wat na hom toe kom met sy en haar sonde en vra, Here, vergewe my sonde. Hy beskryf dit in Esegiel 36 vers 25, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Woord van die Here sê, as jy jou sonde bely, die Here vergewe jou sonde. Maar die Here waarsku ook, elkeen wat in sonde bly leef en wat die genade van die Here bly verwerp, moet weet dat die toorn en die straf van die Here op hom of haar bly, solank hulle in sonde bly leef. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo, en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, wat waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Heer my rots behaal groot, staan die vas in elke nood. Druk van mense kom en gaan, maar U bly onwrikbaar staan. Heer vir ons die land bly, heilig, heerlik in U bly. Geliefdes, ons het die voorreg gehad om so 'n bietjie 'n wandeling deur Handelinge te neem, en dit was vir ons tot groot seën gewees. Ons het by die put van Sigar stilgestaan in Pinkstertyd, en dit was vir ons ook 'n lafenis. Nou begin ons met 'n reeksie uit die profeet Esegiel. Chris Delarey het op 'n stadium vir my gesê, Dominee, hierdie is dalk die moeite werd om na te kyk vir 'n preek, en dit is inderdaad aangrypend. Een woord
Vreemd is die woord wat by my opkom. Dis die vreemdste gedeelte in die Bybel wat God beskryf. As jy nie 'n kind van die Here is nie en jy ken nie die agtergrond van wat hier gaan, jy dink hier word nou gepraat van vleiende pierings. So radikaal vreemd is hierdie gedeelte in die Bybel. Maar dit is absoluut nie moeite werd om te bestudeer, want dit is vandag vir ons krities belangrik om te verstaan hoekom is hierdie stukkie in die Bybel. Ons teksvers is vers 28. Ek gaan lees die konteks en waar dit staan. Ek gaan begin lees by vers 4. Ek gaan kyk, hy het 12 gedeeltes in hierdie Bybelboek wat 'n datum by het. So dit sê net vir 'n mens daar is 'n historiese konteks waarin die Here, want dit klink vir mense so wild en so vreemd dat jy dink, joh, hierdie is nou snaakse bietjies wat hy uitgedink het. Nee, hy het dit nie uitgedink nie, dit was 'n dag en die datum waarop die Here vir hom hierdie visioen gegee het. En daar is 'n spesifieke rede vir elke ding wat die Here vir hom laat sien het. En dit is ontsaglik belangrik vandag. Wat ons ook in hierdie gedeelte sien, die sleutel om dit te verstaan is vers 28, ons teksvers, as jy wil weet waaroor gaan hierdie gedeelte, vers 28 sê vir jou waaroor dit gaan. Maar ek wil nie die geheim weggee voor ons nie self deur hierdie gedeelte gelees het nie. Kom ons verlustig ons in die woorde van die Here. Ons lees Esegiel 1 vers 4. Toe het ek gekyk, en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk, met onophoudelike vuur, en 'n glans was rondom die wolk. En daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter. En daaruit het die gestalte van 4 wesens gekom. Dit was hulle voorkoms. Hulle het die gestalte van 'n mens gehad, en elkeen het 4 aangesigte gehad. En elkeen van hulle 4 vlerke. En hulle bene was reguit bene, en hulle voetsole soos die sole van 'n kalfspoot. En hulle het geglinster soos blink geskuurde koper. En mense hande was onder hulle vlerke aan hulle 4 kante. Maar aangaande die aangesigte en die vlerke van al 4, hulle vlerke was aan mekaar verbind. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie. Hulle het elkeen maar reguit vorentoe gegaan. En hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van 'n mens. Al 4 het die gesig van 'n leeu gehad aan die regterkant, en al 4 die gesig van 'n bees aan die linkerkant. Ook het al 4 die gesig van 'n arend gehad. En hulle vlerke het uitgesprei na boontoe, en elkeen het 2 gehad wat met mekaar verbind was, en 2 wat hulle liggame bedek. En hulle het elkeen reguit vorentoe gegaan, waar die Gees ook heen wou gaan, het hulle gegaan. En hulle het nie weggedraai as hulle gegaan het nie. Nou gaan ek net eers daar stop. En ek wil vers 15 verder gaan. Ek het toe die wesens nader bekyk, en daar was 1 wiel op die grond langs die wesens, aan elke kant van die 4 voorkante. Die voorkoms van die wiele en hulle maaksel was soos die van kristoliet. En al 4 het dieselfde vorm gehad. Daarby was hulle voorkoms en hulle maaksel asof daar 'n wiel binne 'n wiel was. Na al 4 kante het hulle gegaan as hulle gaan, en hulle het nie gedraai as hulle gegaan het nie. En hulle vellings, die was hoog, en die was wonderbaar, en hulle vellings was by al 4 rondom vol oë. Dan gaan ek net eers daar stop.
Dan gaan ons na vers 22. En oor die hoofde van die wesens was iets in die vorm van 'n uitspansel wat blink soos wonderbare kristal bo oor hulle hoofde uitgesprei. En onder die uitspansel heen was hulle vlerke reguit aan mekaar uitgestrek. En elkeen het 2 gehad wat diskant en anderkant hul liggame bedek het. En as hulle gaan, het ek die geruis van hulle vlerke gehoor, soos die gedruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige, 'n gedruis, soos van die gedreun van 'n leer. As hulle staan, het hulle hul vlerke laat sak. En daar het 'n stem gekom van bo die uitspansel af, wat oor hulle hoof was. As hulle staan, het hulle hul vlerke laat sak. En bo kan die uitspansel wat bo oor die hoof was iets wat so safiersteen gelyk het, in die gestalte van 'n troon. En op die troongestalte, 'n gestalte wat soos 'n mens gelyk het. Ek sien toe iets soos blinkende metaal, van wat soos sy lendene gelyk het, boontoe soos vuur, rondom 'n omhulsel gevat, in 'n omhulsel gevat, en van wat soos sy lendene gelyk het, ondertoe, het ek iets gesien soos vuur, met 'n glans daaromheen. Soos die gedaante van die boog, wat in die wolk is op 'n reëndag, so het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, ons kom saam as U volk om U te aanbid. U is God en U is onmeetlik groot, en U kom toe die lof van ons harte, die aanbidding van ons hele menswees. Met ons liedere wil ons U besing, met die aandag en toewyding waarmee ons na U woord luister, wil ons U groot maak. Ons wil erkenning gee dat U God is en daar is geen ander nie. Ons wil U prys en U besing met groot vreugde. Ons wil verwondering voor U staan, omdat U God is en omdat U ons God is. En omdat U meer is as wat ons ooit kan bid of dink. Ons kom na U Here as sondaar mense, diep afhanklik. U ken ons sonde. U weet wat ons worsteling is. U weet wat ons sorge is. U ken ons siekte. U ken ons pyn. U ken ons frustrasie. U weet wat ons kwaad maak. U weet wat ons blydskap gee. U ken ons sonde en nogtans het U ons lief. Ons loof U. Ons dankie dat U ons nie in ons sonde los nie, dat U ons bewus maak van dit wat tussen ons en U staan, en dat U ons daarvan skoon was, dat U ons harte vul met U liefde, en dit vir ons moontlik maak om as U kinders te leef, in ons huise, in ons huwelike, in ons families, in ons gesinne, in ons werksgemeenskap, in ons samelewing, in ons buurt, nie net by die woonplek nie, maar oral waar ons beweeg, met geliefdes, met vreemdes wat oor ons pad kom. En ons gebed is, Here, dat U vandag opnuut vir ons bewus maak, ons meer verstaan wie U is, wie ons is, en hoe ons kan leef vir U. Ons loof U vir die Seun, ons Here Jesus. Dankie, Here Jesus, dat U vir ons so lief gehad het, dat U ook vir ons sonde aan die kruis betaal het. Ons loof U daarvoor. En dankie dat U ons nie los, soos ons is nie, dat U vandag steeds met ons werk vandag, in ons harte en gedagtes, en wil U ons lewens verander, en nader aan U bring. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Waaroor gaan dit?
Dit gaan oor die heerlikheid van God. Kom ons lees vers 28, soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op 'n reëndag, so het die glans rondom gelyk. So het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Net tot sover ons skriflesing. Die heerlikheid van God is 'n belangrike karaktertrek wat ons van God moet hoor en iets van moet verstaan. Want as ons kyk na die karaktertrekke van God, dan is die Bybel vol daarvan. En baie daarvan is nie moeilik om te verstaan nie. Die Bybel sê dat God almagtig is. Ons kan dit sien in sy skepping. Alle mag behoort aan hom. As die Bybel sê dat God alwys is, dan sien ons dit in sy woord, wat wysheid vir ons bekend maak. As die Bybel vir ons sê dat God heilig is, dan hoor ons in die Bybel, Jesaja se belewenis in Jesaja 6 en soveel plekke dat God is heilig. Maar wanneer dit by die heerlikheid van die Here kom, is dit nie so maklik om te beskryf nie. En ek dink dis wat Esegiel vir ons probeer tuisbring. Jy kan nie lekker in jou kop 'n prentjie maak van wat hier beskryf word nie, en dis doelbewus so geskryf. En die boodskap is, God is groter as wat jy kan dink. Hoekom is hierdie so geweldig belangrik, dat die Here vir hierdie balling vir Esegiel by die Kebara rivier hierdie gesig laat sien het, ver van die tempel van Jerusalem waar hulle gedink het, elke jaar, as die hoëpriester sy offer bring op die groot versoendag, daar is die heerlikheid van die Here in die allerheiligste. Nou kom die Here na Esegiel in die ballingskap en hy wys vir hom, hy is baie groter as iemand wat in 'n tempel is. En 'n mens sien iets van die beskrywing van die Here. Vraag wat 'n mens vir jouself afvra, wanneer laas het jy iets beleef wat jou in absolute verwondering laat staan? En dis wat hierdie gedeelte in die Bybel wil tuisbring. Iets wat jou in absolute verwondering laat staan. Nou met 'n donderstorm beleef jy iets daarvan, as die aarde dreun en jy besef, joh, as daai weerlig, daar sal niks vir my oorbly nie. En dis wat hy sien, die eerste ding wat hy sien, is hier die donderstorm wat van die noorde af kom. Die hemel wat geopend is, die stormwind uit die noorde, die groot wolk, die onophoudelike vuur, die glans rondom, blinkende metaal wat skitter, die voortdurende blitse en weerlig. Soveel plekke in die Bybel is dit 'n simbool van God se teenwoordigheid. Dan sien hy 4 wesens. Dit word gerubs genoem by die opskrif, later in die boek sien ons ook meer van hierdie gerubs. En dis as ware 4 engele, wat vreemd lyk en voorkom, wat die troon van die Here dra. En elkeen van hulle wys iets van die heerlikheid van God. Dis indrukwekkend. Elke gerub het 4 gesigte, en dit sê iets van God. Sy koningskap soos 'n leeu, sy krag soos 'n bul, sy alwysheid, sy alsiendheid soos 'n arend wat ver kan sien en indrukwekkend is. En dan 'n gesig soos 'n mens wat kan lief hê. Alles deel van God se karakter wat hier beskryf word. Die vlerke wat aan mekaar raak, 2 wat die liggaam bedek,
om te beskerm teen die heilige glans van God, en 2 waarmee hulle vlieg, om te wys hierdie troon van God is beweeglik, hy is alomteenwoordig. En dan die ding wat vir ons op die oog af lyk as 'n vleiende piering, 'n wiel binne 'n wiel, wat langs hierdie 4 engele die grond is en opbeweeg en rondbeweeg, en dit sê God is alomteenwoordig. Maar dit is snaaks, dit is so kosbaar, dat hy dit beskryf met edelmetale, en dan sê hy, hierdie wiel het rondom oë, wat sê dit? God sien alles, hy is alwys. En dan kyk hy op en sien hy die platform waarop die troon van die Here is, en dit sluit nou aan by wat uiteindelik Moses beleef het. In Eksodus 24 lees ons in vers 10 dit. Daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab, Abihu, 70 van die oudstes van Israel, en hulle die God van Israel gesien en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Hulle het iets van God gesien, en elke keer word die woorde gebruik. Vers 10, net soos 'n vloerwerk van safierstene, iets soos, soortgelyk aan, dis die tipe woorde wat elke keer gebruik word in hierdie gedeelte, en dit is treffend, elke keer sien 'n mens, gestalte wat soos 'n mens lyk, vers 26, soos blinkende metaals, soos vuur rondom in 'n omhulsel, soos die gedaante van, soos die verskyning van. En wat hy daarmee sê is, jy kan nie regtig dit beskryf nie. Dis onbeskryflik mooi, maar ek probeer sê in mense woorde en taal, iets van die heerlikheid van God, moet jy besef. En op die troon, 'n gestalte soos 'n mens, maar dit is nie 'n mens nie. Net die platform waarop sy troon is soos kristal. Die troon self, wonderskoon en mooi. Hy is 'n God wat hoorbaar is, homself openbaar vandag steeds in sy woord. En wanneer hy beweeg, sê hy, dit is soos, weet nie of jy al die voorreg gehad het, dit was my belewenis om by die Victoria Valle te wees, en naam wat die swartes vir daardie plek gegee het is, soos die donder, die geluid van daardie waters wat val. Dit is indrukwekkend. Iets soos die geluid van baie waters. Genadiglik het ons nie soos in die ou dae die belewenis, as daar 'n leer op jou afstorm met duisende soldate, en die aarde dreun van daardie leer wat afstorm. Hy sê, dis soos die geluid, as hy probeer beskryf in mense woorde, as God beweeg, dit is groter as wat jy ooit kan dink. Hoekom is hierdie gedeelte in die Bybel? As jy vandag vir mense probeer vertel van die Here, dan sal hulle vir jou sê, ja, weet jy, julle Christen het nou julle God, maar ek kan regtig nie glo in 'n God wat sy eie seun offer aan 'n kruis nie. Sulke tipe verskonings. En wat sê dit? Dit sê, ek wil 'n God hê wat ek kan verstaan en begryp. En dit pas nie by my prentjie in nie, so ek verwerp dit. Dis nie vir my aanvaarbaar nie. En wat hierdie gedeelte in die Bybel, hoekom Esegiel 1 in die Bybel is om vir jou te sê, ek trek 'n streep deur al jou prentjies van God, was groter as dit, hoor. Enigiets wat jy van God dink, maal dit met 'n ontelbaar, en jy kom naby aan iets verstaan van hoe groot God is.
Want as jy so dink oor God en op daardie gronde God verwerp, dan dink jy wel, ek het nou hierdie nagmaalglasie. En ek kry nou nie die stille oseaan hier ingepas nie, so ek verwerp die bestaan van die stille oseaan. So is ons met ons hoenderbreintjies besig, nee, ek moet God verstaan, en as ek hom verstaan, dan sal ek hom aanvaar. En Jesegiel 1 sê, jy kan nie. Het is onmoontlik om iets te verstaan van die grootheid van God, maar probeer. Want hy het jou gemaak om een rede. Die woord wat gebruik word, kyk aan die einde vers 28, so het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk. En dis belangrik, die tema van ons prediking vandag is, staan in verwondering voor die heerlikheid van die Here. Dis wat Jesegiel van ons vra. Dis gepas om oopmond te staan voor die grootheid van God. En wat ons dan gaan kyk is, wat is die heerlikheid? Ons gaan kyk na, waarom is dit toeganklik vir ons? En dan gaan ons kyk, wanneer het jy dit? Wanneer verstaan jy dit? Nou kom ons kyk eers na, wat is die heerlikheid van God? Die woord wat hier gebruik word, en ons het al dit soms gehoor, is die kavod Jahweh. Dieselfde woord word gebruik in die 5de gebod wat ons gelees het, eer jou vader en jou moeder. En die woord beteken om swaar te weeg. En die betekenis daarvan, dis baie belangrik. So as daar staan in die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dan beteken dit, hulle moet swaar gewigte in jou lewe wees. Nie hulle ligskat nie. God het hulle geplaas in jou lewe, om vir jou te leer wat gesag is en hoe jy aan gesag onderwerp, sodat jy jouself aan God se gesag kan onderwerp. Dieselfde geld dan uiteindelik as jy dink oor die Here, dan word hier die heerlikheid van die Here beskryf, die kavod Jahweh, wat ons nie regtig ten volle kan begryp en verstaan nie, maar jy moet weet, God het jou gemaak, Jesaja 43 vers 7. Hy het ons gemaak en geformeer tot sy eer, tot sy kavod. Dat jy kan weet, God moet verheerlik word. Hoekom haal jy asem? Hoekom is jy op aarde? Om een rede, om God te verheerlik. En as jy nie daarmee besig is nie, dan mis jy die doel van die lewe. Hierdie is ontsaglik belangrik. Dat jy verstaan, ek haal asem om God te verheerlik. En as ek hierdie hoofstuk in die Bybel lees, dan sê dit vir my, God is heerlik. Hy is groot. Hy is die gans andere. Die wiele vol oë sê, hy is nie 'n God wat getem kan word nie. Jy kan hom nie opvang met jou hoenderbreintjie om te sê, wel, verstaan God nie. En tog kan jy hom ken en lief hê. Kan 'n kind God ken en lief hê. Hy maak homself kenbaar uit die gesig van 'n mens. En tog is hy ook die gans andere wat ons nooit werklik kan verstaan nie. Hy is anders as ons. Hy is anders. Ons leef in 'n tyd, en dis hoekom hierdie so ontsaglik belangrik is, in 'n tyd van 'n voel goed godsdiens. Ek kom kerk toe, want ek wil ietsie kom kry. Die Here moet my tankie vol maak, en ons worship en praise, en ek voel lekker, en ek gaan huis toe, en is 'n lekker voel goed godsdiens. En as ek dan bid, dan het ek my lysie van, Here, ek soek dit en dit en dit, mag gaan. En as ek nie dit kry nie, dan is ek vies en boos, ek weet nie of daar regtig 'n God is nie, want hy voorsien nie in al my behoeftes nie. Wat Jesaja 1 doen, is hy trek 'n streepie deur jou lysie, sê, weet jy, God is God, en hy moet aanbid word, of jy daarvan hou of nie, en of jy hom aanbid of nie, hy is God, en hy is groot.
En as jou gebedslewe net bestaan uit lysies, dan sê Esegiel 1, kyk, dink bietjie mooi daaroor, dink bietjie weer daaroor. Partykeer moet jy jou lysie weggooi en net sê, Here, U is groot, U is God. Amen. Ek staan 'n verwondering voor U. En dis wat hier gebeur. Esegiel besef hoe ontzagwekkend is God. En as ek dink die heelal draai om my, dan mis ek die doel van die lewe. Dit gaan oor die heerlikheid van God. En ek moet in lyn begin kom daarmee. God moet nie in lyn kom met my behoeftes nie. God is nie jou maatjie nie. Hy is God. Hy het 'n ewige gewig van heerlikheid. Hy weeg swaarder as wat jy kan dink. En hoeveel gewig dra hy in jou lewe en in jou besluite en in jou ontspanning en in hoe jy jou werk doen en in hoe jy jou man hanteer of jou vrou hanteer of jou kinders hanteer. Hoeveel gewig dra hy in alles wat jy doen? Want as hy nie die swaarste weeg nie, is hy besig met afgoderry. Dis goeie goed. Man, vrou, kinders, werk, geld. Maar die oomblik as dit swaarder weeg as die Here is, ek besig met afgoderry in my lewe. Aanbid ek nie die ware God. Wat Esegiel vir ons probeer wys, is God is heerlik, hy's mooi, hy's beeldskoon. Hy het ons geskape met 'n behoefte na die mooi in die lewe. Toe ons nou besig is met hierdie stap, en ons gaan Augustus maand weer 'n bietjie stap vir die kerk, gaan ek saam met my vrou, sy het daar klas, Pilates klas in Vedderbroek. Nou stap ek haar rond tussen die huise. Ons het lidmate gehad aan die onderkant, uitgesê, ons is hier in die armkant van die Vedderbroek. Hierdie huis is maar net so 5 miljoen. Daai teen die bult, hulle is 65 miljoen. Dat ek nou maar, dis in daai huise gaan rondstap. Nou sien ek, die mense spandeer ontsaglike geld aan mooi, om die tuin mooi te maak. Daar is 'n tuinier wat elke blaartjie snoei, dat hierdie patrone op die bosse is. Elke ding perfek en op sy plek, is pragtig. Spandeer duisende om die mooi in die huis te hê, met die kandelare en die skilderye en die mooi. Nou giggel ons daaroor, maar ons doen dit self. Ek moes voor 'n spieël staan vanoggend om myself te probeer mooi kry vir die kerk vandag, en ons gee vir ons vrouens ook dat hulle nou hulle self mooi inkleer. Spandeer baie geld om mooi. Ons het 'n behoefte aan mooi en om mooi te lyk en onsself mooi voor te stel en mooi in ons lewens te hê en ons lewens te versier met die mooi, ons huise te versier met wat mooi en kosbaar is. Ons hang die fotootjies op van wat vir ons mooi en dierbaar is en ons, as ons kan, 'n skildery of 2 wat kosbaar is. Wat Esegiel vir ons sê, as jy wil weet wat mooi is, dink aan God. Hy is wonderskoon. Mooier is enigiets wat jy jou kan voorstel. Die mooiste goed wat hy probeer, hy sê soos edelmetale, kristal. Dis woorde wat ek probeer gebruik om te sê, so mooi is God. Hoekom is dit belangrik? Hierdie is ontsaglik belangrik, want dit gaan oor die motivering, hoekom ek God aanbid. Ons het gehoor, aan die een kant van die wa kry mense wat sê, wel, ek het sekere behoeftes. En my godsdiens gaan oor die vervulling van my behoeftes. Dis hoekom ek bid. Want ek soek hierdie en hierdie goed, en ek kan God gebruik om goed te kry. En dis hoekom ek in die kerk sit. Die dominee moet my tentjie vol maak met 'n mooi boodskap, en dis godsdiens vir my. Esegiel trek 'n streep daardeur en sê, dit gaan nie oor jou en my nie. Dit gaan oor God wat aanbid moet word. Dis hoekom jy hier is. Maar dis nie 'n God van vrees nie, want dis die ander kant van die wa. Van 'n godsdienst wat vir jou sê, jy moet
al hierdie reëls en regulasies en jou maatjie Vrydag uitrol, sodat jy, want Allah gaan vir jou hart slaan en jou straf, as jy nie Mohammed en eer bring, soos wat hy van jou verwag nie. Dis 'n godsdienst van vrees. En wat Esegiel sê, dis nie ons godsdienst nie, ons godsdienst is nie gemotiveer deur vrees nie, maar deur verwondering. Van 'n God wat aanbid moet word, ten spyte van ons, wie ons is, wat ons is. Ek aanbid God, want hy is so aantreklik vir my. Hy is God. Ek het 'n hinkering na die mooi, om by hom te wees. Dis ook Moses sê, wys vir my u heerlikheid, wat ons gelees het in Eksodus 24 vers 10. En die Here wys vir hom iets, wat hom 'n verwondering laat staan. Dis wat Jesaja beleef het in Jesaja 6. Hoe kom ek daar? Ek kom daar deur die reënboog, is die tweede punt. Kyk gou na vers 28. Soos die gedaante van die boog wat in die wolk is op 'n reëndag, so het die glans rondom gelyk. Wat beteken dit? Blaai na Genesis 9. Daar is die ander plek waar die reënboog beskryf word en die Here beskryf sy verbond met Noag. En hy sluit dit af met hierdie woorde. As hy die verbond beskryf. Hy sê in vers 9, maar kyk, ek rig my verbond met julle op, met die hele geslag na julle, met al die lewende wesens wat by julle is, voëls en die vee en al die wilde diere wat die aarde wat by julle en al die wat uit die ark uitgegaan het. Sê vers 11, ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie, en God het gesê, dit is die teken van die verbond, wat ek met julle sluit, tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir 'n ewige geslagte, my boog, gee ek in die wolke. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan die wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond, wat daar bestaan tussen my en julle, en al die lewende wesens. En die water sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg. Wat sê God hier? Die woord wat hy hier gebruik is 'n boog waarmee jy skiet in die oorlog. En wat die Here sê, dit is simbool van my straf en my oordeel, en ek het geskiet op die mensdom met die vloed, en ek het die sonde gestraf van die mensdom. Nou hang ek die boog op, en ek sal nie meer oorlog maak teen die mens nie. Hy sê, ek sal hierdie boog sien en daarna kyk, en die pragt daarvan met die wonderlike kleure, en dit sal 'n teken wees, daar is nou vrede. En nou sê Spurgeon hier oor, hy sê, kyk hoe mooi is dit. Hierdie is 'n boog, waartoe wys hy? Hy wys boontoe. Hy sê, as hierdie boog ondertoe gewys het, kan jy dit 'n bietjie op jou senuwees maak, want die Here sê, goed, my boog is reg om te skiet, daar is nou vrede, is nie pyle nie, maar oppas. Maar die boog wys boontoe. Die enigste rigting waarin die boog kan skiet, is hemelwaarts, na God. Nou vra my, wat dit in die geskiedenis gebeur? As dit simbool is volgens Esegiel van die heerlikheid van die Here, waar het die pyle die Here self getref? En hy sê, ja, daar was 'n dag, waar daar 'n man aan 'n kruis gehang het. 'n man wat die heerlikheid van God van ewigheid gehaat het, Filippense 2 vers 6, en homself leeg gemaak het van alle heerlikheid. 'n man wat die almag van God gehad het, wat homself 'n mens gemaak het, wat kan seer kry en dood gemaak word. Jesaja 53 so beskryf, hy is so lelik dat 'n mens nie na hom kan kyk nie.
Die heerlikheid van God is wonderskoon uit homself, leeg gemaak daarvan en so geslaan en gemartel dat jy wil nie kyk na hom nie. So vernietig is hy aan 'n kruis, sy bloedbelope gesig, sy hande en sy voete. En dis niks teenoor die pile van die straf van God op die mensdom se sonde, wat vir 3 ure lank, terwyl die wêreld nie kan kyk nie in duisternis, op Jesus neergebrand het aan die kruis. Gestroop van alle heerlikheid vir jou en vir my, sodat ek en jy weer deel kan kry in God se heerlikheid. Die boog wys op. Die boog is pragtig. Ons gaan kyk altyd, ons gaan staan buite en sê, kyk hoe mooi, ek sien 'n dubbele reënboog. Kyk na die kleure. Tragedie in vandag se tyd is hierdie boog, die reënboogkleure gekaap deur 'n groep mense op aarde, wat dink hulle kan met trots hierdie kleure gebruik. Pride. En die tragedie is, hulle weet nie wat wag nie. Hulle het nie benul dat hierdie boog 'n oorlogsboog is. God sê vir sy kinders in Esegiel, daar's vrede. Dis die enigste rede hoekom jy nader kan kom na God en iets van sy heerlikheid kan beleef. En as mens na jouself, in jouself kan ontvang van die Here. Maar wat is die enigste gepaste reaksie as jy met God in aanraking kom? Kyk na vers 28, daar staan, toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval. Dis 'n paar redes hoekom mense op hulle aangesig val. Een is, as jy oorgee en sê, wow, ek wil nie meer oorlog maak nie, gee oor. Ander rede is, as ek aanbid, en ek buig voor 'n groot God, aangesig op die grond. Daniel beskryf dit, hy beteken, lê jy plat op die grond en jy aanbid God. Jy kan nie laag genoeg kom voor die groot God. Ander ding is, as jy nederigheid wys, sien dit in Japan baie keer, ek wys my nederigheid as ek mense groet, of ek buig laag voor gesag. Wat is dit wat hier beskryf word? Hoekom het Esegiel neergeval? Is dit vrees, angstigheid? En die antwoord is ja, dis alles. En alles is nodig. Is nodig dat jy in nederigheid reageer wanneer jy met God in aanraking kom. Hier is die plek vir arrogansie, vir my. Dat jy jou vuis bal teen God en sê, ek het my behoeftes en u het nie my behoeftes voorsien nie, ek is vies en boos. En as jy hierdie lees, vra jy vir jouself, maar wie is ek? Psalm 8, wie is ek? Dat die skepper van hemel en aarde my lief het en my nie straf soos ek verdien nie. Wie is ek? Wanneer Jesaja die Here ontmoet en hy sê dit is soos die soompie van sy kleed wat die tempel vol maak en hy besef iets van God se grootheid, dan sê hy, wee my, ek is verlore. Sê, as geen hoop vir my nie. Hy stroop jou van al jou hoogmoed en selfvoldaanheid, maar hy neem ook jou angs weg. Dis 'n goeie reaksie om in nederigheid voor God te reageer en te besef, ek het God nodig. Ek het nie 'n God wat manipuleerbaar is en beheerbaar is en sê, Here, doen dit en dit en dit. Ek beveel u. Dis skrikwekkend vir mense wat so God probeer hanteer en manipuleer. Jy kan nie. Of Here, ek het ophou eet, ek vas, en jy doen dit om God te manipuleer. As ek nou hierdie ding doen wat so intens is, dan moet jy vir my dit en dit en dit gee. Jy kan nie God manipuleer nie.
wat hier vir ons duidelik word, God is nie 'n gereedskapstuk wat jy kan gebruik om seëning in jou lewe te kry nie. Ons godsdiens gaan nie oor my tankie wat moet volgemaak word nie, maar 'n God wat verheerlik moet word. Dis hoekom ons getrou hier is en God getrou bestudeer en aanbid en onsself toewy aan hom, want hy's God. Die verskriklike ding wat Jesaja beleef is, hy ontmoet God, hy sê ek is gans verloor, hy beleef hoe God hom sy vergifnis skenk en sy lippe salf, en as die Here dan sê, wie sal ek stuur en wie sal van ons gaan? Steek Jesaja sy hand op en sê, hier is ek, Here, gebruik my. Segiel 1 bring jou en my tot op 'n punt waar jy moet besef, hy het vir jou 'n doel op aarde, wees diensbaar in sy koninkryk, want hy is jou koning, wat jou genees en jou vergeef en jou die lewe gee en jou seën ook nog by dit als. Hoekom sal jy hom nie wil dien nie? En nie jou lewe aan hom toewy, en jou besie, en jou gedagtes, en jou kinders, en jou hart, en hy eerste prioriteit, die swaarste gewig in jou lewe sal wees nie. Wat hy hier beskryf is uiteindelik die vreugde. Hy is onverstaanbaar, meer as wat ek ooit kan begryp met my hoenderbreintjie, maar hy is wonderlik, en hy is my God, en hy vul my hart met sy vreugde. Psalm 4 sluit af met, meer as wanneer hulle koring en hulle mos volop is, vul U my hart met vreugde. Wat 'n ontsaglike voorreg het ons om die Here te ken en te dien, te weet. Soos Jesegiel by die Kebare rivier, die storms, was daar net een skuilplek, en dit is die majesteit van God. Kyk op na die reënboog en besef die genade. Besef die genade van die kruis. Jy hoef nie meer vir die storms in jou lewe te vrees nie, want jy het 'n almagtige God wat in jou kant is. Hoekom? Want jy skuil by hom. Laat hom toe, dat hy jou weer deur sy woord en sy gees bewus maak van 'n onbeskryflik, onmeetlike groot God wat jou onmeetlik liefhet. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons hierdie gedeelte lees in die Bybel, Here, dan kry ons skaam oor ons selfsugtige lewens, oor ons selfgerigtheid, oor ons gebrek aan toewyding, oor ons arrogansie. Here, as ons net iets begin besef van wie U is, Here, is ons gebed dat U deur die Gees ons ook 'n diepe nederigheid gee en 'n diepe verwondering gee. Here, ons leef in 'n wêreld wat so gerig is op die mens en so gerig is op ons behoeftes, dat ons miskyk. U het ons gemaak as mense vir dit wat mooi is, dit wat kosbaar is, vir aanbidding, en ons is besig om die verkeerde goed te aanbid. Die verkeerde goed is vir ons mooi, die verkeerde goed dryf ons lewens. Here, ons word ook baie keer gedryf deur vrees, deur angstigheid, deur bekommernis. Ons bring dit vandag als na U, Here. Sê ontferm U oor U diensknegte en U diensmaagde, en wees ons genadig. Here, help ons om met groot vreugde, nie net in verwondering voor U te staan nie, maar diensbaar te wees in U koninkryk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Wat daarop volg, Gesang 17. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning, hulde bewys.
ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heiligheid, heerlikheid, hy het gesterf, ons hel verwerf, hy het oorwin. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die woordjie behoed in die seën beteken dat die Here jou beskerm. Kom ons hoor die Numeri 6 vers 24 tot 26 seën wat die Here oor sy volk uitspreek. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.